How sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils, and snares, I have already come. 'Twas grace that led me safe thus far, and grace will lead me home. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. Oh, He will my shield and portion be, as long as life endures. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we've no less days to sing God's praise than when we first begun. Then when we first begun. Goeiemôre aan elkeen wat hier is vanoggend. Ons as gemeente wil vir julle ook net laat weet dat ons saam met julle bid in hierdie tyd. En ons weet, dis net God die Vader wat werklik vir mens vertroosting kan gee. En mag hy julle deur hierdie tyd dra, en mag julle getuig na die tyd van sy teenwoordigheid. En dat hy vir julle die rus gee en die wysheid wat saam met dit gaan in hierdie tyd. Ek gaan vir ons die begrafnisbrief lees. Ons is hier in liefdevolle herinneringe aan Leonora Alicia van der Merwe, gebore 21 Desember 1950 en gesterwe 7 Julie 2024. Die begrafnisbrief is as volg: Die lewensboek van ons geliefde ma, skoonma en ouma is deur die almagtige God geopen op 21 Desember 1950. Daarin is opgeteken al die vreugde en tye wat sy saam met God gewandel en vertoef het. Op 7 Julie 2024, na 73 jaar en 6 maande, was dit bepaal in die raadsplan van God dat die slotparagraaf van sy lewensboek geskryf en het sy verhuis na hom, wat vanmôre aan ons geleen het. Ons is stom, o God, want U het ons mooiste blom vir U tuin kom pluk.
Ons is dankbaar dat U haar vir ons geleen het. Ons weet dat ons in die hemel weer sal ontmoet. Haar plek is leeg en haar stem is stil, maar ons berus in die wete dat God nooit 'n fout maak nie. Ons sou haar graag so bietjie langer wou hê, 'n bietjie meer wou doen, nog iets wou sê, meer wou gee, bietjie meer waardeer. Die tyd in sy snelle wou keer, maar die Here het haar geroep. Dit is sy wil. Swyg, my siel wees stil. Die uurglas is leeg, tyd is heen. Dankie Heer vir die tydjie wat U haar vir ons geleen het. Ons kan net so sit, dan doen ek vir ons 'n gebed. Hemelse Vader, soos ek nou ook gesê het, ons as mense kan probeer vertroos en ons kan woorde spreek en ons kan bid. En dit, Here, weet ons, dit moet ons doen. Maar Here, wanneer dit by die vertroosting kom, is dit U alleen wat dit kan doen. En daarom is my gebed vir oggend, Here, dat U hierdie gesin, hierdie familie, die vriende, almal wat vandag raak, almal wat na aan Nora was, dat U hulle teen U bors sal vasdruk en hulle sal vertroos. Want ek weet, o Gees van God, dis net U wat dit kan doen. U kom doen die volmaakte werk. Daar waar dit leeg is en seer is, kom vul U dit met U liefde en U teenwoordigheid. Mag dit hulle ervaring wees, Here. Mag hulle terugkyk later en sê, dis U wat hulle gedra het hierdeur. Here, dit is ons gebed en ons vra dit in die kosbare naam van Jesus Christus. Amen. Nou, ons is hier want ons kom neem afskeid vandag. En dit is nie lekker nie. Ek het nog nie iemand in alle jare teëgekom wat vir my gesê het, hy sien uit na so 'n dag nie. Dit is nie lekker, is vir niemand lekker nie. Om van 'n geliefde, 'n ma en 'n ouma en 'n vriendin afskeid te neem, is nie lekker nie. En dis veral op geleenthede soos die, wat ons nou nog meer herinner word aan die lewe. Ons word herinner aan ons lewe is nie vir ewig hier op aarde nie. Ons lewe is uitgesit. Dis soos 'n uurglas wat ons nou gelees het. En die Here bepaal dit uit 'n tyd wat hy vir ons elkeen bepaal. Maar ons kan in 'n dag soos vandag vertroosting vind as ons dink aan 'n geliefde en dink die pad vir die persoon geloop het. Ek sê dis altyd moeilik om by 'n begrafnis te wees waar so 'n persoon geen verhouding gehad het met die Here nie. Dan is dit moeilik om iets te kan sê. En vandag, julle wat haar ken, kan ons ook rustigheid hê. En ek glo julle sal met liefde en respek verstaan as ek nou gaan afstap hiervan af. Want Nora is waar ons almal graag wil wees eendag. Vandag wil ek met julle praat omdat, dit sluit myself in, ons elkeen wat hier is nog hier. Ons moet nog hoor op 'n dag vandag wat is belangrik en wat die Here wil hê ons moet doen. Want iemand het eendag gesê dat die lewe is eintlik maar net so 'n kort stukkie. Vir ons is dit dalk 75, dalk 100, 105 as ons gelukkig, met uitsonderings, maar die lewe is eintlik net so kort. En ons kyk daarin vas. Ons sien net dit, want dit is wat ons in die vlees ervaar.
Maar die ewige lewe daarna is vir altyd. En dis wat ek graag weer wil oor praat vandag, en dis wat die Here op my hart gelê het. Ek het met Annala ook voor die tyd gepraat. 'n Dag soos vandag wil ek gebruik om mense te herinner. Ons wat nog hier is, kan nog 'n verskil maak. Ons kan nog regmaak, ons kan nog goed regstel. Maar as jy jou kop neerlê, dan is dit verby. Dan moes jou keuse reg gewees het. En dan moes jy goed in plek gesit het alreeds. Nou, ek het gaan kyk en die Here het hierdie gedeelte op my hart gelê, want die vraag wat ons altyd vra, en wat ek vir julle ook wil vra vandag is, weet jy waarheen jy gaan as jy jou kop moet neerlê? Môre, oormôre. En ons werk baie daarmee, en nie almal het sekerheid nie. Nie almal weet waar hy die dag van môre gaan wees nie. Ek het al gevalle gehad wat hulle vir my gesê het, baie onder jong mense, maar ook ouer mense. Want ons het al mense in hulle 80s, 85s na die Here toe gelei. So, dis ook nie onmoontlik nie. Maar baie sal vir jou partykeer sê, man, wie wat, ek is nou jonk, ek lewe nog my lewe. Daar sal 'n dag kom, daar's tyd om dit te doen. En niemand van ons het geweet, 7 Julie, Sondag, was dit Nora se tyd nie. Niemand weet van ons, wanneer ons tyd aanbreek nie. Ons het al gevalle gehad, wat mense uit die kerk uit is, en 'n ongeluk oorlede op die pad. Niemand van ons weet dit nie. En ek is nie om bang te praat nie, maar ek praat realiteit. Ek praat dat mens op 'n dag kan kom, dat jou familie en jou mense wat agterbly kan weet, die persoon het 'n keuse gemaak. Ons kan berusting vind, ons weet waar hy of sy is. So, verdra my as ek graag met julle daaroor wil deel vandag. En ek glo, die Here sal nie iets op mense hart lê as daar nie iets is in iemand se hart wat hy graag wil aanraak. Want ons moet onthou, van die begin van die skepping af, het dit vir God die Vader gegaan oor ons. Die Satan het ingekom in die tuin van Ede. Die sonde het tussen die mens en die Here gekom. Van die begin af wou hy met ons 'n verhouding hê. En ek kom later by dit aan, want hoe sal 'n vader sy seun stuur om te kom sterf vir die wêreld se sonde en om die dood te kan oorwin, dat ons vir ewig saam met hom kan wees? Dit spreek boekdele van sy liefde. Nou, ons is nog besig met die wedloop. Nora het haar wedloop voltooi. En ek weet as julle by mekaar gaan kom, gaan daar baie kere wees wat julle gaan huil, ja, verseker. Julle gaan ook lag. Julle gaan lag vir dalk iets snaaks of iets simpels wat gebeur het. Iets wat julle dalk gaan herinner het. Goed, dalk wat jou kwaad gemaak het, gaan jy dalk nou oor lag, want dit is verby. Maar dit gaan so wees. Mens gaan geleenthede hê, en is reg. Praat daaroor, lag daaroor, huil daaroor, want dit help met die rouproses en die vertroosting. Maar ek wil met julle praat oor iets want ek het gevalle gehad wat mense gesê het, maar jy weet, daar's soveel dinge in my lewe wat verkeerd geloop het, dat ek nie nou op 'n plek is om reg te maak. Iemand het jou dalk so seer gemaak, dat jy nie kan vergewe nie. Iemand het dalk soveel skade aan jou gerig, dat jy nie wil vergewe nie. Dat die seer te seer is. Iemand kan dalk sê, jy weet, jy ken my nie. Dit is reg, ek ken jou nie. Maar die Here ken jou. Jy kan dalk sê, maar jy weet, ek het soveel verkeerde goed in my lewe gedoen, dat
ek glo nie die Here sal my vergewe vir dit nie. En dit wil ek graag met julle hierdie gedeelte deel en met julle sommer net so gemaklik praat oor dit. Ek gaan 'n paar skrifgedeelte, maar my prentjies wat julle sien en ek wil dit graag so inkleer dat in die vergelyking tref dat julle kan kyk en kan sien na dit. Daar was 2 konings in die Ou Testament en ek gaan spesifiek na hulle verwys. Dit was koning Saul, hy was die eerste koning wat oor die volk Israel aangestel is. Die volk wou 'n koning hê en hulle was bietjie hardkoppig en hulle het vir die Here gesê hulle soek en die Here het gesê maar hy is daar om hulle, maar hulle wou 'n koning gehad het. Soos wat by die ander nasies ook gehad het. En die Here het vir Saul uitgekies, nie die mense nie. Vandag doen ons 'n verkiesing en daar word mense verkies en is nie altyd die een wat jy wil kies nie of daar wil hê nie, maar die Here het hom uitgekies. Hy het sy profeet na hom toe gestuur en opdrag gegee en hy het hom gaan salf as koning. En dan gaan ek praat oor die tweede koning wat hom opgevolg het, koning Dawid. Wat presies ook dieselfde, soos met elke koning, het die profeet die Here gesê wie dit is en die profeet het hom gaan salf as koning. So elke keer het die Here die koning gekies. Dit was nie die mense gewees nie. Ek wil net hê julle moet dit agter in julle kop bære dat hy het hulle gekies. En ons lees in 1 Samuel 9 vers 16 waar die Here vir Samuel gestuur het, want hy was die profeet in daai tyd gewees oor die volk. En ons lees hier van vers 16 af. 'n Dag voor die koms van Saul het die Here vertroulik aan Samuel geopenbaar. Môre teen hierdie tyd sal ek 'n man uit die gebied van Benjamin na jou toe stuur. Jy moet hom tot regeerder oor my volk Israel salf. Hy sal my volk red uit die mag van die Filistyne, want ek het op my volk ag geslaan. Ja, hulle hulp geroep het my bereik. So het Samuel elke keer by die Here gehoor. En die Here het hom opdrag gegee en net so ook met Dawid het hy vir Dawid gaan salf. Nou so klein stukkie agtergrond, Dawid was een van 8 broers en hy was die jongste. En hy was 'n skaapwagter, hy was die geringste, hy was in die veld, hy het nie eers saam met sy broers hulle gedeel nie. En Samuel is soontoe na die huis toe van sy vader en die Here het gesê daar en so het elke seun was voor hom gekom en die skrif sê hierso in 1 Samuel 16 van vers 12. Daarop het Samuel vir Isaia gevra, dit is Dawid se pa. Is dit al jou seuns die? En hy het geantwoord, die jongste is nog oor, maar hy pas nou skape op. Toe sê Samuel vir Isaia, laat haal hom, want ons eet nie voordat hy hier is nie. Isaia het hom laat haal. Hy het 'n rooi gelaatskleur gehad, mooi oë en 'n goeie voorkoms. Toe sê die Here, staan op, salf hom, want dit is hy. So Samuel is ook weer eens uitgewys. Dit is die koning wat vir Saul gaan opvolg. Nou, soos ek nou hier sê, al twee, skies tog, is deur die profeet en deur God gekies. So hou 'n bietjie moed, ons kom by wat ek wil verduidelik. Volgens die skrifte en wat ons verder lees en wat ek nou met julle gaan deel, het al twee van die konings sonde gedoen en sonde gepleeg. En ek glo die Here het dit ook op my hart gelê om spesifiek oor hulle twee te praat, want beide se sonde was nie geringe sonde nie. En ek julle sal hoor die doel waartoe ek wil gaan en vir julle mee wil deel. Saul was ongehoorsaam geweest. En ons kan dink, ja, ons almal is ongehoorsaam. Maar Saul was ongehoorsaam aan 'n wet wat ingestel was op daai tyd. Anders as vandag.
Ekskuus, anders as vandag, mag jy as mens nie 'n offer gaan bring het in die tempel. Net die profeet kon daai offer vir jou gaan doen het. Die profeet was ook die kanaal waardeur jy kon praat met die Here, want die profeet het by die Here gehoor. En dis ook een rede hoekom Jesus kom sterf het. Want toe Jesus kom sterf het, toe bring hy sy gees af in ons, en ons het dit nie meer nodig, soos in die Ou Testament nie. Maar ek wil net die prentjie inkleer dat julle kan verstaan. En Saul moes hoor, dan daar's 'n oorlog met die Filistyne, en hy het begin, as ek nou die woord kan gebruik, jittery raak. Ons almal kom op 'n plek ook in ons lewe wat ons nou nie eintlik meer kan wag nie. Ons raak ongeduldig, en baie keer weet ons wat ons doen is nie reg nie, maar ons doen dit in any case, want ons soek 'n antwoord. Net so het Saul toe self tempel toe gegaan en 'n offer gaan bring, teen die wil van die Here, totaal teen die wil van die Here. En Saul het dit geweet. Ek lees in 1 Samuel 13, vers 11 tot 13. Samuel vra toe vir Saul, wat het jy aangevang? En Saul het gesê, ek het gesien die manskappe loop van my af weg, en het nie opgedaag op die tyd wat ons afgespreek het nie. Die Filistyne het toe bymekaar gekom by Mikmas, en toe dink ek, die Filistyne sal nou teen my afkom na Gilgal toe, en ek het nog nie aan die Here 'n offer gebring nie. Toe het ek dit gewaag, let wel, hy sê jy het dit gewaag, so hy het geweet, hy doen nie die regte ding nie, om self die brandoffer te bring. Maar Samuel sê vir Saul, jy het dwaas gehandel. As jy maar die bevel van die Here jou God, wat hy jou gegee het, nagekom het. Waarlik, dan sou die Here nou jou koningskap oor Israel vir altyd bevestig het. En hy het dit geminag. En ek gaan nou verder oor vir so hy was ongehoorsaamheid nie gedoen nie. En dit was iets in die Ou Testament wat nie ongestraf gelaat word nie. Hy het 'n wet oortree. Die tweede koning is koning Dawid. Hy was nog verder en erger. Hy het as 'n, noem dit dan nou maar as 'n getroude man, by 'n ander man, getroude man se vrou geslaap. Nie sy vrou nie, skelm. Eerste plek, en die tweede plek, toe die ding nou aan die lig kom dat sy swanger is, toe probeer hy dit wegsteek, en hy klomp plannetjies beraam, en dit het nie gewerk nie. Toe laat hy hom vermoor. So hy het moord ook gepleeg. So ek wil hê julle moet dit sien en verstaan tussen die twee. Albei het gesondig, en dit was niks gering gewees nie. In 2 Samuel 11 vers 2 tot 5 en vers 15 lees ons, eendag het hy na sy middagslaapie, dis koning Dawid, opgestaan en op die dak van die paleis gaan rondstap. Van die dak af het hy 'n vrou sien bad. Sy was 'n baie mooi vrou. Dawid het oor haar laat navraag doen, en iemand het gesê, dit is Batseba, dogter van Eliam, die vrou van Uria, die Hetiet. Dawid het toe amptenare gestuur en haar laat haal. Eerste plek, hy het begeer, die tweede plek toe laat stuur en laat haal hy haar. Dit was nadat dat sy haar reinigingsbad geneem het na haar maanstonde. Sy het na hom toe gekom en hy het by haar geslaap. Daai tyd was nie baie vrae gevra nie, want die koning is die ou wat die mag gehad het, en ek glo, sy het nie veel van 'n keuse in dit gehad nie. Daarna is hy terug huis toe, die vrou het swanger geword, en vir Dawid laat weet, ek is swanger. En soos enige ou, gaan hy in paniek in. En hy probeer iets, en op daai stadium, Uria, man, is in die weermag, hulle is besig met 'n oorlog, en hy laat kom hom, en hy het 'n plan, en hy dink, as hy ontkom, kan hy by sy vrou slaap, en dan kan ons sê, dis sy kind, dat sy swanger is. Jy sien sy plannetjies wat hy probeer maak, en hy probeer alles, hy het op 'n stadium hom dronk gemaak, om te hoop, maar elke keer die reël was,
solank die manne in oorlog was, het hulle nie by hulle vrouens geslaap nie. Hulle het voor by die ingang van die stad geslaap. Hulle het ek weet nie of mens die woord kan gebruik, in 'n posisie gestel waar hulle niks hulle aandag wou aftrek nie, omdat hulle gefokus was op die oorlog en hulle aandag daarop wou gee. So die gebruik was dat dit nooit gebeur nie. En Uria het dit gerespekteer en ook nie gedoen nie. En Dawid het gesien, die plan van hom gaan nie werk nie. Toe skryf hy 'n brief aan die generaal wat by die oorlog is. En hy gee nog die brief vir Uria om saam te vat toe hy terug oorlog is. Die volgende oggend het Dawid 'n brief aan Joab geskryf en saam met Uria gestuur. Die sleg is, die man loop met die brief wat hy nou moet gee vir hom. In die brief het hy geskryf: gee tog aan Uria 'n plek op die voorpunt van die geveg waar dit kwaai is. Val dan terug sodat hy in die slag kan bly en kan sneuwel. As mens nie dink dis agterbaks en beplan nie, ek meen dis, as mens gaan dink daaraan, die generaal moes die koning se opdrag uitvoer. Uria het nie eers geweet nie. Uria was pligsgetrou, hy het sy werk gaan doen vir die koning, hy het gaan beklei, hy het gedoen, so hy het 'n opdrag uitgevoer, en hy het daar sy lewe verloor. So, albei die konings het sonde gepleeg. En niks wat hulle gedoen het, was gering nie. En ek wil vir julle vandag sê, en dis hoekom ek dit noem vir julle die twee, ongeag wat jy gedoen het, weinig wat jy doen, kan amper vergelyk met dit wat nou hier gebeur tussen die twee konings. Wat wel gebeur het, en dit wil ek nou verder vir jou sê, die verskil tussen die twee konings is, Saul, toe hy sy sonde van hoor en weet wat hy gedoen het, het hy sy hart verhard. Ek gaan dit sommer in plain Afrikaans sê, soos wat ons praat. Hy het hom gewip, en hy het omgedraai, en hy het niks daar gedoen, en hy het net verder wegbeweeg van die Here af. Waar Dawid, toe die profeet dit met hom deel wat gebeur het, en dat die Here dit weet, het hy in mekaar gesak voor hom op sy knieë, op sy aangesig geval. Hy het gehuil en hy het innig jammer gewees en berou gehad. Hy het roukleed aangetrek, hy het ophou eet, hy het letterlik in rou gegaan en vir die Here gesê, ek is jammer, vergewe my vir dit wat ek gedoen het. En die Here het hom vergewe en hom herstel. Nou as ons kyk na die twee, is Dawid se amper, Dawid het nog 'n klomp ander goed ook nie reg gedoen nie. Is hy eintlik 'n bad ou gewees. Maar die verskil is, hy het dit erken, en hy het vir die Here gesê, ek is jammer. En die Here het hom vergewe. En in die proses, die kind wat sy mee swanger was, is dood. En hulle het gerou oor die kind, tot die Here vir hom ook gesê het vir Dawid, dis genoeg, ek het jou rou gesien. En hulle het weer 'n kind gehad, en die kind wat gebore is Salomo. En Salomo is die een wat baie gepraat word in die Bybel as die wys een, dat daar niemand is en was en sal wees wat so wys is soos Salomo en wat ook so ryk was soos Salomo. So die Here het uit en uit daai kind gesalf. En Dawid is ook die enigste persoon wat daar gesê is dat hy 'n man so na aan God se hart is. Daar word van niemand anders dit gesê nie. Wat ek vir jou wil sê, die Here kyk nie na jou sonde nie. Want hy is so lief vir jou dat hy reeds vir Jesus gestuur het, sy seun, om hy prys te kom betaal. Hy het nie kom vra, wat het jy gedoen nie. 22 jaar terug het die Here nie vir my gevra, toe ek hier inloop, alkoholist, dwelmverslaafde, my vrou verneek, rondgeloop. Ek gaan nie met die lys aangaan van goed wat ek gedoen het nie.
Ek is skaam oor wat ek gedoen het. En die Here lig my op hierso. En die Here ontvang my en hy vat my vergifnis waar ek sê ek is jammer en waar ek 'n keuse maak om hom te dien. En 22 jaar later staan ek hier vandag en ek kan getuig wat die Here in my lewe en in my gesin se lewe gedoen het. Hy het my uit al my verslawings in 'n oogwink uitgehaal. Niks is onmoontlik vir die Here nie. Niks is onmoontlik vir jou sonde wanneer jy op 'n plek kom om te sê, Here, ek is jammer. Maak nie saak of dit gedagtes het wat jy het oor iemand nie. Om te sê, Here, ek weet nie hoe om hierdie situasie te verander. Niks is vir die Here te groot nie. Nie jou hartseer nie. Nie jou bekommernis nie. Nie jou finansiële probleme nie. Nie goed wat jy dink probleme is vir die Here te groot nie. Hy sê, bring dit na my toe. Kom plaas dit by Jesus se voete. En vertrou hom daarvoor en draai om en vertrou dat hy dit vir jou sal regstel. En dis wat ek graag vir iemand hier wil vandag sê. Môre kan te laat wees. Nou, vandag is 'n goeie tyd. En met liefde en respek gebruik ek so 'n geleentheid. Ons neem afskeid van Nora. En dis sleg. Ek kom weer terug daarna. Nora het haar wedloop voltooi. Ek en jy is nog hier, ons is nog besig met daai wedloop. Ons weet nie wanneer daai tyd gaan aanbreek nie. Verlede Saterdag was ons by 'n jong seun, 'n paar weke, 2 weke terug, 21 geword. Hy ry die oggend terug plaas toe na sy ouers toe om saam met hulle kerk toe te kom by 'n diens. 7 uur die oggend verongeluk hy, op slag dood. Die ouers is stikkend. Hulle, soos elkeen vandag van julle ook hier is, maar hulle die rustigheid en die vrede, dat die kind het 'n keuse gemaak in sy lewe. Hy het gekies om die Here te dien. En ek sê vir julle, ek het ook by beide my ouers al gestaan by 'n graf. Die berusting wat ons het in 'n geliefde, is dat ons weet waar hy of sy is. Want ek het daai dag ook geweet by daai oop graf, dat ek gaan hulle weer eendag sien. Ek gaan as kind van die Here weer hulle eendag sien by die Here in die hemel. En dan wil ek kom by my tweede gedeelte wat ek mee wil afsluit. Waar ek wil sê, of jy kan al dink, die Here het daai konings gekies. Ek wil vir jou vandag sê, die Here het elkeen van ons gekies. Hy het vir Jesus nie vir 1 of 2 konings gestuur nie. Hy het dit vir almal, die woord sê, almal, alle nasies en volke, vir almal. Daar's nie uitsondering nie, vir almal gestuur. En Jesus het daai prys kom betaal. Hy het daai sonde kom breek wat van die tuin van Eden afgekom het, waar Satan dit gesteel het hy gekom en hy het daai dood kom oorwin vir ons, sodat ons 'n ewige lewe kan hê. En net voor Jesus opgevaar het hy vir sy disippels gesê, ek gaan en ek gaan sit aan die regterhand van God. En ek gaan om 'n plek voor te berei in my Vader se woning. 'n Ander gedeelte sê, my Vader het woning vir almal. Die Here het wonings vir elke mens. Ongelukkig gaan nie almal soontoe nie, want hulle het nie 'n keuse gemaak nie. Die Here se hart van die begin is dat almal saam met hom moet regeer tot in ewigheid. So sy hart was in die tuin om elke dag saam met die mens te kon wandel. En Jesus het gekom en Jesus is gekruisig, want hy het al die sondes wat ons dink te groot is. Dit wat gedoen is, dit wat nou gedoen is en dit wat nog gaan gedoen word, het Jesus kom sterf voor. En toe hy op die kruis hang, gaan hierdie gedeelte vir julle lees in Lukas 23 vers 39 en dan
wil ek afsluit met vers 43 wat ek graag wil hê julle moet huis toe vat en julle harte moet bewaar. Een van die misdadigers wat daar gehang het, daar was 'n misdadiger aan elke kant van die kruis, het hom gelaster en gesê, is jy dan nie die Christus nie? Red jouself en ons ook. Maar die ander een het hom tereggewys en gesê, is jy nie bang vir God nie? Jy ondergaan tog dieselfde straf as hierdie man. In ons geval is dit regverdig, maar ons ontvang die verdiende straf vir ons dade, maar hierdie man het niks verkeerd gedoen nie. Verder sê hy, Jesus, dink aan my wanneer u in die koninkryk kom. Daardeur het hy gesê hy is jammer. Sy vergifnis op die kruis, op die laaste oomblikke. En Jesus antwoord vir hom, in hierdie skrif wil ek hê julle moet hou in julle harte. Jesus antwoord hom, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Omdat hy gesê het, hy is jammer. Omdat hy gesê het, Here, ek erken u wie u is. U is nie die een wat hier moet kom hang aan die kruis nie, ek is. Maar hy het hom erken as Jesus Christus. Dit sê hierso, hy sê dat u die Christus is. So hy het hom erken wie hy is. En hy het berou gehad. So wat ek wil sê is, ongeag jou sondes, dis nooit te laat nie. Vir die Here is dit nooit te laat nie. Maak nie saak nie, ek het baie goed gelees van mense van groot name, heersers, wat regtig radikaal mense vervolg en vermoor het. Wat op hulle doodsbed en wat op die einde 'n keuse gemaak het. En ja, dit is sleg. Dit wat ons ook doen is sleg, maar die Here het berou en die Here wil ons vergewe en hy wil ons by hom hê. Wil jy nie vandag 'n besluit maak en nie uitgaan soos baie ander mense en sê ek sal dit nog doen nie? Wil jy nie, al is jy klaar 'n kind van die Here, wil jy nie ook vandag moet iemand gaan regmaak en vir die Here sê ek wil nie meer so verder aangaan nie, vergewe my. Wil jy nie daai verhardheid en seer vir die Here gee nie? Wil jy nie op daai plek kom en sê, Here, ek vergewe hom of haar. Dit wat hulle aan my gedoen het is verskriklik. Maar ek vergewe hom of haar. Ek dink nou en ek gaan dit nou dalk sê, dit kom in my gedagtes. My pa wou my nie gehad het nie en ons het baie daaroor vasgesit. Ek en hy was soos mekaar met die hande aangevat elke keer. En hy het hoeveel keer gesê, hy wou my nie gehad het as 'n kind nie. En ek glo dis van waar my rebellie vandaan gekom het, van vroeg skool moet goed deur mekaar begin raak het. Want ek het geweet, as 'n ou aanjaag, kry jy baie vinniger aandag, as wat jy iets goeds doen. En ek het geweet, ongeag of ek iets goed doen, my pa het my nooit raak gesien. Hy wou my nie gehad het nie. En nadat ek my hart vir die Here gegee het, en ek was vir baie jare verbitterd gewees, het die Here my kom vrymaak, en ek kon deur 'n proses gaan waar ek my pa kon vergewe het, want ek het lank geworstel, en ek wil dit dalk vir iemand net noem vandag, met die punt van, ek was op 'n plek wat ek gesê het, Here, hoekom moet ek hom vergewe? Hy wou my nie gehad het. Hy het hierdie goed aan my gedoen, dis nie ek nie. En toe ek 'n pad met die Here loop en ek op 'n plek kom en ek besef, maar Here, ek moet hierdie gif wat ek drink, moet ek van wegkom. En ek moet op 'n plek kom dat ek verlos kan word. Waar ek kan kom en sê, Here, ek vergewe hom. Ek vergewe hom, want later ook besef, hy het nie geweet wat hy doen nie.
Want dis hoe sy pa hom grootgemaak. En dis hoe my oupa, so kan ons aangaan. Dit is so 'n generasie ding. En ek besef later aan ek sou dalk ook so gewees het. En ek kom op die plek en ek sê, Here, ek vergewe hom. En die Here help my dat ek hom onvoorwaardelik kan vergewe. En in die proses het dit my verhouding met God die Vader ook verander, want onthou, my siening rondom 'n vader, my aardse vader, was nie vir my iets nice nie. Dit was 'n bekleierery elke keer gewees. As kind het hy genot uitgeput om vir my te kon slaan en pak slaag te gee. En daai beeld bly by mens, en dis moeilik om so 'n persoon te vergewe. Maar ek kon op die plek kom en sê, Here, hy het nie geweet wat hy doen nie. Ek vergewe hom onvoorwaardelik. En die Here maak my daai dag vry, en ek kan nie vir julle opnoem hoeveel goed in my lewe het ek vry geword as gevolg van dit. 2 maande daarna, toe kom my pa in die kerk, daar in daai hoek, daar was banke, toe kom hy tot bekering. En hy gee sy hart vir die Here. En 2 jaar later kon ek by sy graf staan. En ek was hartseer, maar ek kon sê, Here, dankie. Ek weet ek gaan hom eendag weer sien. Ek het nie die voordeel gehad dat hy saam met my by die rugbyveld was, of saam met my goed gedoen het nie. Want ek het hom altyd, ek was kwaad daaroor. Maar, Here, dankie, dat ek weet, hy is by U. Maak nie saak wie hy was nie. Maak nie saak of hy 'n Dawid was nie. Of een van die ouens wat in die kruis gehang het vir wat ook al die dade. Hy het vergifnis gevra, net soos wat ek vergifnis gevra het. Die Here het sy naam in die boek van die lewe, net soos wat hy myne geskryf het. En dit het vir my berusting gebring. Want die lewe is kort, maar die ewigheid is vir ewig. So ek wil vandag net vir jou sê, moenie dink nie, ek het baie dae na die tyd gedink het, wat van as ek dalk nooit my pa wou vergewe het? Ek weet die Here red, dit is sy wil, maar dit het baie by my opgekom, wat van as ek hom nie vergewe het? Want onmiddellik, paar dae daarna het ek hom gesien in Bosselwee, en hy het my omhels en vir my gesê hy is lief, iets wat ek was in daai stadium in my 40s, laat 40s al. Hy was in sy vroeë 70s. Is iets wat hy nooit vir my gesê het, en hy het vir my gesê hy is jammer. Hoe sit my sulke goed by mekaar? Hy weet nie ek het hom vrygespreek en dat ek losgekom het van dit nie. Ek glo die Here het dit aan hom geopenbaar ook. En ek glo dit het die pad vir hom uitgelê dat hy kon self 'n keuse maak. Want hy was nie in die kerk gewees nie. En hy was nie in 'n kerk op daai stadium nie. Maar ek weet vandag, hy het 'n keuse gemaak. En ek sal dit nie vergeet nie, en ek weet, en ek glo ook, want ek het hierdie kant gesit, die verhoog was nog nie hier nie. En die Here het dit vir my gewys, en ek kon dit sien. En ek het geweet daai dag, dat die Here ons almal by hom wil hê. En toe ek kon vrykom van dit, kon ons 'n verhouding hê. Daar's goed in my lewe wat ek lank mee gesukkel het, wat ek kon loskom van dit, as gevolg van daai gif in my lewe, wat ek hom nie wou vergewe het nie. En ek weet ek hamer daarop, maar maak vandag 'n keuse. Moenie uitgaan en sê ek sal dit nog doen nie. Kry dit klaar, beplan, maak 'n oproep. Kom by die mense uit. Kry jou goed in plek. As dit 'n krisis is, sê Here, hier's my krisis. Toe ek my hart vir die Here gegee het, toe die bank alles by ons kom vat. Alles. Ek het altyd gespot en gesê, Wesbank het my op my voete gehelp, want hulle het ons voertuie gevat, alles gevat. Ons het niks gehad. Nee, ek het geweet as ou 'n vrieskas oopmaak, ek verstaan dit tot vandag toe nie, hoekom lê daar net altyd 'n paar ertjies. Daai gevriesde groente, daai klein goed. Daar sal altyd so iets, dis my prentjie wat ek het. Ek weet waar daar nie kos is nie, verlang, waar daar nie krag is nie, waar daar niks is nie.
Ek was deur dit, want dit is as gevolg van my verslawings wat ons daar gekom het, en alles verloor het. So ek weet dit, ek besef dit. Maar ek weet ook, hoe die Here ons uitgehaal het, en tot vandag toe, voorsien. En ek weet nie altyd hoe nie, en dis nie altyd, ek kan nie vir altyd iemand sê, die Here gaan dit so doen nie. Maar wat ek wel weet, is dat die Here sit, ek glo, hy sit en wag, in die eerste plek vir jou met oop arms, dat jy moet terugkom, en in die tweede plek, sit hy en wag, dat hy jou kan help, dat hy jou kan seën, dat hy jou kan uithelp, want hy sê vir jou, dat hy jou wil seën. Maar ongelukkig is daar baie goed, wat ons in ons lewe mee sit, wat ons nie wil klaarmaak nie, wat verhinder dat ons kom waar ons moet kom. Ons gaan hierdie lied sing, en die woorde sal op die skerm kom. What a beautiful name. Julle kan saam sing of net na die woorde kyk en dit luister. So ons gaan nou daarna kyk en luister so. Julle kan net so sit. Dan You were the Word at the beginning, one with God the Lord Most High. Your hidden glory in creation, now revealed in you, our Christ. What a beautiful name it is. What a beautiful name it is. The name of Jesus Christ, my King. What a beautiful name it is. Nothing compares to this. What a beautiful name it is. The name of Jesus. He didn't want heaven without us. So Jesus, you brought heaven down. My sin was great, your love was greater. What could separate
What a powerful name it is. Dit wat hy vir jou en my kom doen het. Dankie Here daarvoor. Ek gaan geleentheid gee vir Vonien Wessels om die bedankings om doen. Ek hoop ek het jou naam nou reg gesê. Dankie. Jy kan sommer hier kom staan, hier is 'n mikrofoon en dan kan jy net vir ons die bedankings doen. Ons wil net namens Kimberley Hospitaal se dokter en die susters wat by alles was, baie dankie sê daarvoor. En dan vir pastoor, dankie vir die diens, dit is regtig baie mooi. Helen, ons wil net vir jou sê baie dankie vir die bystaan, om vir Anna oral te vat, waardeer dit uit ons hart uit. En Anna, vir jou wil ons baie dankie sê, want as dit nie vir jou was nie, sou ons hier gewees het nie. Dankie dat jy 'n sterk mens is. En dan die belangrikste, ons wil net dankie sê vir ons hemelse Vader, vir die tydjie wat hy al gegee het vir ons. Al was dit so kort, ons het dit baie waardeer. Dankie vir almal se bydrae. Dankie. Ek wil afsluit met 'n gebed en dan wil ek uitnooi dit wat ek oor vanoggend gepraat het, as dit die Here dit op jou hart lê. En selfs ook baie keer al vir mense gesê, as jy uitloop en jy weet van iemand anderste. Dit is beskikbaar, dit wat ek vanoggend gedeel het, so mens kan as die boodskap by iemand moet uitkom wat dit moet hoor. Maar in hierdie gebed ook, en ek doen dit en ek sal dit altyd doen, want ek wil die geleentheid graag gebruik om vir die persone wat hier is en die persone wat luister daarna 'n geleentheid te gee om 'n keuse te maak. So ek gaan niemand uitsonder en uithaal nie. In my gebed sal ek dit bid en jy kan in jou hart saam bid. Maar ek wil graag met hierdie gebed afsluit. Ons kan net so sit dan. Sluit ons die oë. Hemelse Vader, ons kom raak stil by U. Here, as ons tot besef kom wat U vir ons kom doen het en nog steeds doen. Here, ons sal nooit as mens kan besef wat U Vaderhart is, wat U liefde vir ons is nie. En dat U hunker, dat elkeen van ons na U toe moet kom. En Here, ons kan vandag rustigheid en vrede hê. Here, saam met die hartseer, maar om te weet dat Nora nou by U is. Ons gaan haar hier mis. Maar Here, sy is daar vir ewig by U. En ek wil vanoggend die geleentheid gee, wie ook al hier is, daar waar jy sit, in jou hart, kan jy hierdie gebed saam met my doen. Here, ek kom as 'n sondaar mens na U toe vandag. Here, ek weet, ek het baie sondes. En Here, ek kom ook soos koning Dawid, en ek kom ook soos die man langs U in die kruis. En ek kom sê, Here, ek is jammer. Vergewe my. Here, ek erken U as die saligmaker. Ek erken U dat U bloed vir my sondes gestort is. En Here, dankie deur my belydenis, want U woord sê wat ons dit bely met ons monde en met ons hart. Dankie Here, deur my belydenis weet ek dat ek vergewe is. En dankie Abba Vader dat my naam in die boek van die lewe geskryf is. Dat ek 'n ewigheid saam met U kan regeer. Maar Here, terwyl ek hier is op aarde, gebruik my. Kom maak my gesond. Herstel my, dit wat stikkend is. Maak dit nuut en heel. Here, U is die pottebakker en ons is die klei. Kom vorm ons. Kom o Heilige Gees en kom opnuut en vul my. En maak my hart vol, kom woon in my. Want dankie Here, nou
in die tyd van vandag woon U in ons. Ons is die tempel. Here, ons het nie meer nodig om na die hoëpriester toe te gaan nie. Ons is hier, U is in ons en ons kan met U elke dag wandel. Here, ek maak los U guns en U seën oor elke persoon wat hier sit vandag. Here, en ek weet U woord sê dat die engele jubel en juig oor een verlore skaap wat terugkom. Oor een persoon wat 'n keuse maak om te sê, Here, ek kom terug huis toe. Vergewe my. Here, en ek bid U beskerming oor elkeen wat hier is, waar hulle vandag hier uitgaan en op die pad moet wees, of wat ook al, waar hulle teruggaan werk toe. En Here, in spesifiek bid ek vir elkeen vir die familie, dat U hulle sal vertroos in hierdie tyd. Ek bid, o Heilige Gees, dat U vir hulle wysheid sal gee. Ek bid dat U op dae waar hulle iets herdenk, of Kersfees of verjaarsdae, waar hulle herinner word van 'n sitplek wat leeg is, van 'n stem wat nie meer daar is nie, 'n teenwoordigheid van Nora wat hulle gaan mis. Dankie Heilige Gees dat U hulle kom versterk. Dankie dat U hulle vertroos en bemoedig, en dat U teenwoordigheid hulle sal stig en sal vul. En Here, ek weet U kom doen dit met U liefde. Liefde wat ons nie kan besef of kan indink nie. Dankie Here vir dit. Dankie dat ek hierdie seën oor hulle kan losmaak en kan spreek. Dat hulle sal terugkyk en weet, hulle was nie alleen nie. Ek dank U daarvoor, Here, en ek dank U vir U goedheid, U guns in elkeen se lewe. En ek dank U, Here, vir dit wat U vir ons gedoen het. En ek bid dit in Jesus naam. Amen.